Goeienaand almal. Eerstens moet ek om verskoning vra. Ek weet nie waar is my vrou nie. Is sy al hier binne? Daar sit sy. Jammer en dankie dat jy my al die pad hiernatoe gejaag het dat ek hier laat is nie. Ek is baie dankbaar. Ek wil eerstens voordat ons begin met die diens, wil ek net sê, die kinderpinkster is aan die gang. So as jy 'n kleintjie het wat jy graag daar wil gaan los, hulle leer ook daar en hulle beleef ook deel aan hierdie pinkster ervaring. So asseblief skakel daarin, dit sal lekker wees as jy daar jou kind kan gaan deel maak. En ja, dis ook 'n goeie ding van hulle om van kleins af deel te vorm van die geloofsgemeenskap. En dan ook die tweede ding is die sop. Die sop is weer daar agter vanaand sien ek. Ons gaan weer lekker saam kuier en ek weet nie of ek dit nou mag sê of nie. Is daar's biltongsop, ek is baie dankbaar. So, ons is baie dankbaar daarvoor en dan ook net weer eens soos reg deur die week, het sal môre aand weer so wees, daar is nagmaal hier in die moederskamer wat jy kan voel as jy voel jy wil nagmaal gebruik, asseblief tydens die erediens, tydens lofsang, net soos jy goed dink, staan op, gaan gebruik het en beleef ook 'n fisiese teken van Pinkster wat ons hier besig is om te vier. En dit is al van my kant af in terme van afkondigings, maar soos wat my ouer gewoonte is, wil ek, en vanaand gee ek hier die stilte tyd vir julle, en vanaand gee ek dit vir my om rustig te word, maar ek wil vir julle graag 'n oomblik gee om rustig te kan word, om stil te kan word, en om net te kan asemhaal, hierdie dag wat verby is, hierdie week wat ons vier, hierdie hele kerktyd, as ek dit nou so kan noem. Kom raak stil en kom raak deel daarvan. Ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het, wat ons in Christus van alle veroordeling vryspreek, wat sy gees in ons laat woon en wat ons vul met sy gees, en wat ons deur daardie selfde gees laat roep, Abba, Vader. Amen. Dit is vir my 'n voorreg vanaand om jou te kan groet, in die naam van die drie enige God, die God wat lewend is, die God wat die hele aarde geskep het, hy wat mens geword het, vir ons kom sterf het, en hy wat vir ons afgestuur is, om hier ons te leer en te lei, op hierdie pad wat ons stap. Genade en vrede vir julle van God die Vader, aan wie se liefde daar geen einde is nie, en van God die Seun, hy wat ons skuld gedra het, en van God die Gees, hy wat in ons woon, en ons vervul, en ons leer en lei. Ek gaan dan nou vir die lofspan oorgee, om vir ons vanaand se lof en aanbidding te lei, en ek moet vir julle sê, baie dankie, dit is lekker om saam met mense te kan bedien, en ek wil jou uitnooi om vir die eerste lied weer eens, sit, wees rustig, sit en neem die eerste lied in, en daarna staan ons op, en dan sing ons saam. Dankie julle. Baie dankie, Roy. O Heer my God, as ek in eerbied wonder en al u werke elke dag aanskou, die son en maan, die aarde, sterre, wolke, hoe u dit elke dag so onderhou, dan moet ek juig, my redder en my God. Hoe groot is U, hoe groot is U, want deur die hele skepping klink dit saam. Hoe heerlik Heer, die grote naam. Ek sien die veld, die bosse, berge, vlaktes, ek hoor hoe vuiste, rasse, stroom en wind. O Heer, die son, verklein, vergroot, vir alles, en die sorg dag, na dag verwyke, dan moet ek juig, my redder en my God. Hoe groot is U, hoe groot is U, want
ons gebroke wêreld kom vestig hy sy koningsheerskappy. Hy maak weer heel wat sonde hy gebreek het. Hy bring weer hoop en redding ook vir my. Dan moet ek juig, my redder en my God. Hoe groot is hy, hoe groot is hy, want deur die hele skepping klink dit saam. Hoe heerlik Heer, die grote naam. Dan moet ek juig, my redder en my God. Hoe groot is hy, hoe groot is hy, wanneer die hele skepping klink dit saam. Hoe heerlik Heer, die grote naam. Hoe heerlik Heer, die grote naam. Hoe heerlik Heer, die grote Liewe Here, ons kan nie anders as om neer te val in aanbidding voor U nie. Ons kan nie anders as om te sê, dan moet ons juig nie. Hier waar ons in hierdie kerktyd staan, waar ons vier dat U Gees afgestuur het na ons toe, kan ons nie anders as op ons knieë neer te val en te sê, hoe groot is U heilige naam, Here. Dankie vir die voorreg wat ons het om hier as 'n gemeenskap, as 'n groter gemeenskap by mekaar te kan kom en saam hierdie ongelooflike gebeurtenis, hierdie lewensveranderende gebeurtenis saam met U te kan vier, Here. Dankie dat ons die voorreg het om hier in die huis te kan sit, om te kan rustig word hier na 'n dag se gejaag, na 'n week wat dalk ongelooflik sleg uitgedraai het, Here. Dankie dat ons hier kan kom en kan sê, hier word ons gevoed. Hier ontvang ons iets wat groter is as ons, Here. Soos ons sê, ons kan nie anders as om neer te val en te sê, ons moet juig nie. En daarom loof en prys ons U groot en heilige naam. U die Alfa en die Omega. Amen. Kom ons Skepper Gees, lewendmakend Gees, kom in al U volheid, kom in al U krag, lei my in die waarheid, leer my van die seer, wees ook U my trooster. Kom o Skepper Gees, Heilige Gees, lei my om te doen wat die Vader verlang. Leer my om Hom te eer, om te aanbid en sy seun Jesus te verheerlik. Hemelvader, ons aanbid U, Koning Jesus, ons bring lof aan U. Heilige Trooster,
verneem nie, vir ewig wil ons nie naam verhoog. Halleluja, halleluja, ons buig neer voor U as ons sing. Halleluja, halleluja, aan die koning van die eeuwe, amen. Aan die koning van die eeuwe, amen. Baie dankie aan die lofspan. Dit is 'n heerlike voorreg om so saam te kan sing. Julle kan maar sit, dankie. Kan ek vra, ek weet nie wie die remote vanaand nie, ek weet Pieter het hom gehad, maar hy moet asseblief net vir my switch na myne toe, anders gaan ek so 'n bietjie sukkel vanaand. Terwyl hulle besig is daarmee, ons gaan vanaand bietjie saam lees en saam gesels oor wat dit beteken om gevul te wees met die Heilige Gees. Dat ons reeds gevul is met die Heilige Gees. En ons gaan saam lees uit Romeine 8 uit. Ons gaan lees vanaf vers 1 tot en met vers 17. So dit is so 'n bietjie 'n langer gedeelte. En dit is wat mens eintlik, ek het dit al voorheen genoem, hierdie boek, hierdie brief eintlik, is wat dikwels genoem word die liefdesbrief van God aan ons. En so ons gaan vanaand so 'n bietjie saam lees uit Romeine 8 uit en kyk wat Paulus vir ons sê oor wat dit beteken om gevul te wees met die Gees. Net so voordat ons saam met die skrif uitlees, kom ons bid saam. Almagtige God, Here, wat 'n voorreg is dit nie om uit U skrif uit te kan lees nie. Dankie dat ons uit hierdie absolute besonderse boek, hierdie brief kan saam lees en net meer kan leer van U. U hart kan sien, U genade kan sien. Here, dankie daarvoor. Here, ons is nou op pad om hier uit U skrif uit te lees en ons wil kom vra, ontmoet elkeen van ons hier waar ons is. Elkeen van ons op 'n ander plek, Here, party goed, party swaar. Party van ons weet nie eers waar ons is nie. Ontmoet ons elkeen hier waar ons is. Kom en breek hierdie skrif vir ons oop, sodat die woord kan saad skiet in ons hart, en dat dit kan blom in ons hande, Here. Dat ons dit kan gaan leef. Dat dit iets is wat nie hier binne in ons hart bly nie, maar dat dit iets is wat ons aktief gaan uitleef hier in die lewe waar ons is, hier in Delmas, hier in die gemeenskap, Here. Help ons om mekaar se hande ook sterk te maak wanneer ons dit doen. Maar meer is dit wat ons kom vra, Here, kom wys ons en kom maak U ons hande sterk om dit te kan doen. Amen. Ek gaan vir ons saam lees dan van Romeine 8 vers 1 tot 17. Daar is dan nou geen veroordeling vir diegene wat in Christus Jesus is nie. Die wet van die Gees wat in Christus Jesus die lewe gee, het jou immers vrygemaak van die wet van die sonde en die dood. Dit waartoe die wet, verswak deur ons sondige aard, nie in staat was nie, het God gedoen, deur sy eie seun, vanweë die sonde in die gestalte van 'n sondige mens te stuur, het hy die sonde in die mens veroordeel. Sodat die vereiste van die wet in ons vervul kon word, ons wat nie volgens ons sondige aard leef nie, maar volgens die Gees. Wie volgens hulle sondige aard leef, bedink immers die dinge van die sondige aard, maar diegene wat volgens die Gees leef, bedink die dinge van die Gees. Die denke van ons sondige aard loop uit op die dood, maar die denke van die Gees bring lewe en vrede.
Die denke van ons sondige aard is vyandskap teen God. Dit onderwerp hom nie aan die wet van God nie, want dit kan ook nie. Wie in hulle sondige aard bly, kan God nie tevrede stel nie. Julle daarenteen bly nie in julle sondige aard nie, maar in die Gees. As die Gees van God inderdaad in julle woon, as iemand nie die Gees van Christus het nie, behoort hy nie aan hom nie. Maar as Christus in julle is die liggaam as gevolg van die sonde wel dood, daarenteen op grond van die regverdiging is die Gees lewe. As die Gees van hom wat Jesus uit die dood opgewek het in julle woon, sal hy wat Christus uit die dood opgewek het, ook julle sterflike liggame lewend maak deur sy Gees wat in julle woon. Daarom dan, broers, het ons 'n verpligting, maar nie teenoor ons sondige aard om daarvolgens te leef nie. Want as julle volgens julle sondige aard leef, sal julle sterf. Maar as julle deur die Gees die praktyke van die liggaam doodmaak, sal julle lewe. Almal wat deur die Gees van God gelei word, hulle is kinders van God. Julle het immers nie 'n gees ontvang wat verslawing bring, sodat julle weer bang hoef te wees nie. Nee, julle het die Gees ontvang wat bevestig dat ons tot kinders aangeneem is, en deur hom roep ons Abba, Vader. Die Gees self getuig teenoor ons gees, dat ons kinders van God is. Maar as ons kinders van God is ons ook erfgename van God en mede-erfgename met Christus, mits ons inderdaad saam met hom ly, sodat ons ook saam met hom verheerlik kan word. Ons lees net tot sover saam. Nou het ek my eie papiere lekker de mekaar hier gemaak. Dis hoekom, want daar lê die een. Maar ons gaan net tot sover lees, want hierdie brief, soos ek gesê het, is eintlik 'n besonderse brief. En Paulus skryf hierso, hy skryf eintlik aan 'n baie moeilike situasie. Hy skryf aan mense wat in 'n vreemde plek in die gemeente is. En ek dink altyd ons gemeentes het al vreemde plekke in ons gemeente gehad, maar hierdie is 'n besonderse vreemde geleentheid. Nou net vir interessantheid, voordat ons wegspring, net somme van die os op die jas, die briewe wat ons saam lees, veral die briewe van Paulus, is van die oudste geskrewe getuienisse. Nou, dit is ouer as die evangelies in terme van neergepen. Hoor my mooi, die evangelies is eers mondeliks oorgedra, maar hierdie briewe van Paulus, onder andere Romeine, is van die heel eerste geskriftelike, geskrewe getuienis wat daar is van die evangelie. So dis sommer net so brokkie interessante inligting as ons nou praat hier en in 'n brief invaar. Maar nietemin as ons hierdie stuk dan nou vanaand saam lees, dan klim ons eintlik hier in 'n konteks, in 'n persoonlike brief, tussen 'n, nou mens kan nie sê 'n leraar nie, want hy is nog nie 'n leraar van hierdie gemeente nie, maar tussen iemand wat leer en tussen 'n gemeente. So is 'n baie persoonlike brief. Hierdie brief is bedoel aan Romeine, maar ons sit hierso 2000 jaar verwyderd van hierdie konteks af. Ons moet eintlik eers bietjie gaan rondgrou en kyk, wat het hier gebeur? Hoekom skryf Paulus hierdie tipe dinge wat hy skryf? En so as ons dan nou daarna gaan kyk, soos ek sê, hy skryf van 'n baie moeilike situasie en mense in 'n moeilike situasie. Maar die eerste is dat hierdie brief is waarskynlik geskryf in of rondom Korinthe. So in en rondom Korinthe, hierdie brief speel af na 1 en 2 Korintiërs, dan skryf Paulus hierdie brief, terwyl hy daar by die Korintiërs gemeente is, kom hy en hy skryf hierdie brief. Maar die interessante ding is, Paulus skryf, soos ek al hoeveel keer gesê het, hy skryf aan mense in 'n moeilike scenario, maar hy skryf hierdie brief aan hierdie gemeente en hy was nog nooit self in Rome nie, wanneer hy hierdie brief skryf. En dit is dan ook hoekom hierdie brief eintlik so mooi is, want hy doen alles in sy vermoë om die evangelie so goed as moontlik vas te vang. So hy skryf hierdie brief, hulle het nog net gehoor van die befaamde Paulus, en dan skryf hierdie brief aan hulle. En dis hoekom ek sê, dis hoekom hierdie brief so goed die evangelie eintlik vasvat. As jy nou vir iemand regtig, as dit nou 'n nuwe bekeerling is, en hy moet nou regtig begin besef waaroor die woord gaan, waaroor die evangelie gaan, natuurlik een van die evangelies, maar 'n baie goeie beginpunt, en wat dit bietjie meer verteerbaar maak, bietjie meer dat ons dit kan verstaan, is Romeine.
En dan, ja, hierdie brief is geskryf in die middel tot laat 50s. Dus enigiets hier na 54. Nou, die rede hoekom dit saak maak, is want as ons nou gaan kyk, die Jode is verban uit Rome uit in die vroeë of in die middel tot laat 40s. Want keiser Claudius, hy het gekom en gesê, ek hou niks van hierdie Jode nie. Nou, in hierdie vroeë tyd was daar nog nie regtig 'n onderskeid tussen Jode en Christene nie. So dit was nog iets vir, as jy nou buite hierdie gemeenskap was, dan was dit net so 'n hele mengelmoes gewees. As jy Christen is en of jy nou 'n Jood is, is dieselfde. Almal onder dieselfde kam geskeer. So, hy het nou nie baie van hierdie ouens gehou nie, Claudius, en dan het hy hulle heeltemal verban uit Rome uit. Sê, julle is nie welkom nie in hierdie stad nie, hierdie is die Pax Romana, dis waar alles oorheen gaan, hierdie is die hoofstad van die hele ryk, jy is nie welkom hier nie. En so moes hierdie ouens hulle tassies pak en gaan. Want daar was 'n groot hoeveelheid gewees, tot en met 5% van die Romeinse bevolking, Rome se bevolking moet ek eerder sê, was Jode gewees. Dit was mense wat op een of ander manier 'n Jood was. So hier is 5% van die samelewing wat nou oppak en gaan. Nou ons weet ook natuurlik dat van die eerste gelowiges was grotendeels Jode gewees, so ons praat sommer net van Joodse Christene. En so moes hulle nou oppak en waai. Hulle het hierdie gemeente eintlik omstig, hulle het nou kom getuig en vertel van die evangelie, Christus het uit die doodheid opgestaan, hy het dit kom doen vir jou. Hulle stig hierdie hele gemeente, en dan word daar vir hulle gesê, nee, nou moet jy loop, asseblief. En dan, in 54, en dis hoe ons weet, die brief is waarskynlik na dit geskryf, dan sterf keiser Claudius, en die ban word gelig. Hulle is welkom om weer terug te kom. En hier kom hulle weer, tassies aangepak, hier kom hulle weer terug. Maar nou sit jy met 'n gemeente wat al vir 10 jaar nie Jode in hulle gemeente gehad het nie. En wat heeltemal eintlik half, ek wil nie sê heidens nie, want dit is so 'n kras term, ons verwar dit heeltemal met iets anders, maar so nie Joods was. Hulle het heeltemal weggekom van die Joodse gebruike, besnydenis, die wet onderhou, you name it. Hulle het bietjie weggekom daarvan af. En 10 jaar later, nee, hier kom die Joodse Christene weer terug. Nou kan julle dink, ek dink mense sou nogal, ja, ek dink dit was 'n tawwe kerkraadsvergadering, kom ons sê so. Daar waar hulle by mekaar kom en sê, maar die Jode sê vir hulle, nee, maar jy moet die wet onderhou. Dis hoe jy gered word. Dis hoe dit en dat gebeur en die nie-Jode sê vir hulle, nee, julle was lang genoeg weg, ons is die meerderheid. Ons is okay, ons weet ons is gered. Nou wat nou? So daar is hierdie innerlike konflik in hierdie gemeente, wat hier plaasvind. En dit is die scenario waarin Paulus dan nou hierdie brief skryf. So 'n bietjie 'n rowwe scenario, en soos ek sê, hy was self nog nie eers in hierdie gemeente gewees nie, hy was nog nie eers daar nie, en hy moet al die konflik oplos. So, tappe situasie. Maar dan sien ons in hierdie hoofstuk, hierdie gedeelte wat ons nou so saam gelees het, hoe hy dit stapsgewys, hoe hy hulle so rustig en so mooi deur dit vat en sê, maar hoorie, hier is eintlik waaroor dit gaan. Hier is hoe ons kan sien dat die Gees ons lei, hoe God in beheer is, en terselfdertyd getuig hy ook van God, terwyl hy dit alles doen. Dit is eintlik 'n ongelooflike voorbeeld van hoe mens liefde kan leef, ten spyte van konflik. In hierdie gedeelte wat ons saam lees, as ons dan nou gaan kyk, dan kan ons eintlik hierdie gedeelte in 4 dele van die teks indeel. En dis wat ek ook vanaand sommer so stapsgewys, net so vlugtig gaan saam deurpraat. Nou die eerste ding wat ons sien, is die eerste 4 verse. En Paulus kom sê vir hulle, dat daar is geen veroordeling nie. Omdat jy deur Christus gedek is. Omdat Christus reeds die oordeel op homself kom vat het, daarom is daar geen veroordeling vir jou nie. Hy sê vir hulle, ja, die wet is daar om jou nader aan God te bring, die wet is daar om vir jou die wil van God te wys, maar weet jy wat ons sondige aard maak, dat die wet nie kan doen wat dit moet doen nie. Dis nie asof die wet nou die probleem is nie, dis ons wat die probleem is. Ons wat sukkel om die wet te onderhou, en daarom kan die wet jou nie verlos nie. Daarom kan die wet jou nie bevry nie. En juist eintlik daarom het ons vir Christus nodig.
Daarom het ons nodig dat hy kom en intree vir ons. Dat hy hierdie hele, ons het vandag by 'n Bybelstudie daaroor gepraat, hoe Christus die hele toorn van God op hom geneem het. Want die wet kan ons nie daarby kry nie. Dis wat Christus kom doen. Dis hoekom ons Christus nodig het. En daarom het die Vader sy seun vir ons gestuur. Juist sodat ons verlos kan word, sodat ons hierdie sodat die teks sê dit eintlik mooi, ek moet ophou probeer om die teks anders te sê, sodat die sonde in ons veroordeel kan word, maar die veroordeling nog steeds plaasvind. Sodat God nog steeds regverdig is, terwyl hy genadig is. So dit is die eerste ding wat ons sien in hierdie verse. Daar is geen veroordeling nie. Maar ons sien ook 'n baie ander belangrike punt, en dis eintlik die punt wat daarbo staan, is ons sien dat die Gees begin eintlik juis by hierdie punt. Die Gees begin by Jesus se vryspraak. Die Gees begin met dat daar geen veroordeling is nie. Daar begin die Gees. Ons sien dit, die Gees gee lewe in Jesus Christus, so sê die teks dit self. Dit is die beginpunt van die Gees. Dit is die Gees wat lewe gee. Dit is die Gees wat ons vrymaak van ons sondes en van die dood. Julle sal onthou, ons het so 2 dae terug gepraat oor die hele proses van heiligmaking. Nou dit alles begin by die kruis. Eintlik by die leë graf. Dit alles begin by God, wat mens geword het en vir jou kom sterf het. So Christus is die begin van die Gees se werk, van hierdie pad van heiligmaking. Van wat dit beteken om gevul te wees met die Gees. So dit is die eerste ding. Nou die tweede gedeelte is verse 5 tot 8. En dit gaan oor die 2 verskillende lewens wat ons kan lei. Ons het, weer eens, ons het eintlik maandag aand meer net daaroor gepraat, ons gepraat het oor die vrug van die Gees. Maar ons sien in hierdie gedeelte, weet jy wat, daar's hierdie 2 uiterstes. En die 2 kan nie versoen word nie. Daar's die lewe van die vlees en daar's die lewe van die Gees. Dit is die werklikheid. Dit is daar. Die vraag is, wat se een gaan jy kies? Nou eintlik op hierdie punt kan mens dan nou die hele maandag aand se preek wat ek gegee het, net so hier invoeg, maar dit is nou nie die tema van vandag nie. Maar ons moet wel weer besef in hierdie gedeelte ook dat daar weer klem daarop gelê word. Weet jy wat? Daar is 2 werklikhede, die vlees en die Gees. Watter een gaan jy uitleef? Dit is dan die tweede ding wat ons hier uitleer. En uiteindelik die derde ding wat ons sien, en dis eintlik 'n ongelooflike mooi ding, dis juist in hierdie derde en vierde dele van die teks, waar ek wil stilstaan vanaand, is ons het reeds die Gees. As jy gaan kyk na verse 9 tot 11, dan sien ons, die wat aan Christus behoort, jy het reeds die Gees. Jy is reeds gevul met die Gees. Jy hoef nie iets te gaan doen nie, jy hoef nie hierdie of daardie ding te gaan doen nie, jy het die Gees reeds by jou. As jy Christus se naam aanroep, en as ek nou Romeine 10 vers 9 kan sê, as jy met jou hart glo, dat hy uit die doodheid opgestaan het en met jou mond bely, dat hy die Here is, dan sê Romeine 10 vers 9, sal jy gered word, maar vanaand wil ek dit eintlik anders sê, dan kan jy weet, jy het die Gees. Dan is jy gevul met die Gees. So dit is dan die derde gedeelte. En uiteindelik in die laaste gedeelte van verse 12 tot 17 uit, dan sien ons hierdie idee, ons is God se kinders. Ons is God se kinders, en dit kom sê vir ons, dat ons deur die Gees, baie belangrik, deur die Gees word ons deel van God se kinders. Inteendeel, dit gaan die stap verder, en dit sê ons word deel van God se erfgename. Ek wil eintlik nog 'n preek daaroor doen, maar Lies weet dit, dis hoekom sy nou vir my lag. Maar ek gaan 'n ander keer daarop gaan, maar ons word erfgename van God. Ons word sy kinders deur die Gees. Ons word aangeneem, soos wat die teks dit sê. En nou, net 'n interessante ding, as ons praat oor aanneming. Paulus skryf hierso aan mense in Rome. Hy skryf aan mense wat heeltemal geken was met die Romeinse gebruike, met die manier van dinge doen. En as ons dan nou gaan kyk hoe die Romeine aanneming gedoen, dan is dit eintlik so mooi, en dit pas so perfek by wat ons vanaand bespreek.
Want wat die Romeine, hoe dit gewerk het as jy by die Romeine iemand aangeneem het, en het so gewerk dat die persoon wat aangeneem word, al sy vorige skuld word afgeskryf. Hy kry 'n hele nuwe identiteit, al sy verhoudings verander, met betrekking tot hoe hy nou staan in die nuwe verhouding met sy pa, ma, wat ook al, wie ook al nou aangeneem het. Dit sou waarskynlik meer mansfigure gewees het. So hy kom, en jy kry eintlik 'n nuwe identiteit. As iemand in die Romeinse tyd aangeneem is, jou skuld is heeltemal afgeskryf, jy kry jou hele verhoudings, wat jy met mense gehad het, verander, want jy is nou iemand anders se seun of dogter. Jy kry 'n nuwe identiteit. En dit is wat God doen. Deurdat hy ons aangeneem het, word ons sy kinders, word al ons skuld afgeskryf, dit word eintlik, anders moet ons dit anders stel, dit word eintlik betaal deur Christus wat vir ons kom sterf het, so jou skuld bestaan nie meer nie, dit is weg, dit is nie meer op jou rekening nie, en al jou verhoudings verander, totaal en al. Ek en jy, ons kry 'n nuwe identiteit, ons kry 'n nuwe identiteit in God, wat kom en sê, jy is my kind. So wanneer God ons aanneem as sy kinders, dan verander ons hele manier van leef eintlik. Ons kry 'n identiteit wat geanker is in die drie-enige God. En dit is wie ek en jy is, kinders van God. Ek gaan nou so 'n bietjie off script gaan en ek sê altyd hierdie ding en ek dink dit is so waar, veral as ons praat oor hierdie, as jy die evangelie aanvaar as waar, as jy die evangelie, soos wat dit geskryf staan in die Bybel, sê, ek glo dit met my hele hart, dan kan jou lewe nie dieselfde bly nie. Jou lewe kan nie dieselfde bly nie, juis as gevolg van hierdie punt, want jy kry 'n nuwe identiteit. Jy kry 'n hele nuwe identiteit, en jy kan nie verwag om net so aan te gaan, soos wat jy aangegaan het nie, as hierdie evangelie vir jou waar is nie. En mag ek nou die een wees wat vandag hier voor staan en vir julle sê, dit is waar, vra my. Ja, kom ek, nou gaan ek my rug oopmaak, maar is okay. Net 'n gedeelte van my eie storie net vertel. Ek het op 'n stadium my geloof heeltemal verloor. Absoluut. Ek was, as ek nou terugdink, eintlik maar ateïs gewees. En dit is deur dat ek hierdie konstante vraag gevra het, konstant met hierdie goed gewerk het, wat ek tot die punt kon kom, wat ek vir jou kan sê, jy kan 'n geweer teen my kop druk vandag, en ek kan vir jou sê, hierdie woorde wat in hierdie boek staan, is waar. So kan ek vandag vir jou die een wees wat vir jou sê, die evangelie is waar. Kan ek vir jou die een wees wat sê, jy kan jou lewe op die evangelie sit, en jy kan jou nuwe identiteit met ope arms aanvaar, want die Here het dit vir jou kom gee. Jy is een van sy kinders, jy is aangeneem deur hom. So dit is dan die 4de gedeelte wat ons hier saam lees. En daar's egter nog 'n aspek van Romeinse aanneming wat ons eintlik ook moet sê. En dit is dat as daar iemand aangeneem word, dan moet daar 'n getuie wees. Daar moet iemand wees wat sê, ek het dit waargeneem. Ek kan getuig, dit het gebeur. En die ongelooflike ding is, dit is die Heilige Gees. Dit is die Heilige Gees wat vandag hier by ons is, en wat sê, weet jy wat, ek kan getuig, God het jou kom aanneem, as sy kind. Jy is sy kind, jy hoef nie te bekommer nie, jy kan met 'n volle gewete weet, jy is sy kind. En soos wat die teks ook self sê, is die Heilige Gees een wat konstant teen ons gees getuig en sê, jy is 'n kind van God. Maar wat wil ek nou hê, moet jy eintlik nou hoor? Ek het nou 'n klomp goed gesê vanaand. Maar wat moet jy hoor? Wat moet jy hieroor dink as jy nou by die huis aankom, as jy nou sop drink? Wat moet jy hoor? Die eerste ding wat jy moet hoor is, jy hoef nie iets te doen om die Gees te kry nie. Jy hoef nie te wag vir hierdie ongelooflike oomblik en nou uiteindelik het jy die Gees nie. Omdat jy in Christus is, het jy reeds die Gees. Is ons reeds gevul met die Heilige Gees. En so is die volgende punt wat jy moet hoor is, die Gees woon reeds in jou. Jy is reeds gevul met die Heilige Gees. En uiteindelik moet jy ook hoor, die Gees is vir almal. Die Gees is vir almal wat gedek is in Christus, vir almal wat hom aanvaar as sy verlosser, as hulle verlosser.
Die Gees is nie uitsluitlik vir die mense wat nou verskriklik gelowig is en al hierdie mooi dinge doen en sê en te kere gaan nie. Nee, die Gees is vir ons almal. Elkeen van ons wat hier sit, as jy sê jy glo in Christus en jy glo dit met jou hart, dan kan jy weet, jy het die Gees. Die Gees vul reeds jou lewe en jou hart. En die laaste ding, seker die belangrikste punt, is jou identiteit het verander. Jou identiteit het verander. Jy is nie meer Pietie Poggenpoel nie. Jy is 'n kind van God. Jy het 'n identiteitsverandering ondergaan. God het jou aangeneem. Die Gees getuig vandag nog daar en jy het die Gees om dit nou nog te getuig. Leef asof jou identiteit verander het, want dit het. Jy is nie meer dieselfde nie. Jy kan nie dieselfde bly voor en na die evangelie nie. Jy kan nie dieselfde bly voor en nadat die Gees jou vervul nie. So gaan leef asof jy 'n nuwe identiteit het, want jy het. Jy is God se kind. Besef dit. Ons almal wat hier sit, is God se kinders. En as daar nou een sin is wat jy vanaand moet onthou, dan sal dit die volgende wees. Omdat daar geen veroordeling in Christus is nie, woon die Heilige Gees reeds in jou. Is jy reeds gevul met die Heilige Gees? Daarom hoef jy nie te wag vir een of ander vreemde ervaring nie. Jy hoef nie God na te jaag of te voel dat jy iets moet doen om te regverdig dat jy nou die Gees gaan kry nie. Nee, want die Gees is reeds by jou. En jy mag met selfvertroue glo dat jy sy kind is. Jy mag met selfvertroue glo dat jy aan Christus behoort, dat hierdie woord, ek het nou nie my fisiese Bybel by my nie, maar die woord, die Bybel, dat dit waar is. Want jy is 'n kind van God. En daarom woon die Gees reeds in jou. En omdat die Gees in jou woon, omdat jy 'n kind van God is, het jy 'n nuwe tyd en nou roep God jou uit om uit daardie Gees te leef. Om met hierdie vervulling van hierdie Gees uit te gaan en daarmee te gaan leef. Besef dit. Ek gaan weer terug gaan na hierdie 4 punte toe. Jy hoef nie iets te doen om die Gees te kry nie. Die Gees vul jou reeds, woon reeds in jou. Die Gees is vir almal wat onder Christus is. En jou identiteit het verander. Leef so. Liewe Here, wat 'n voorreg is dit nie om hierdie te kan weet nie, Here, om werklik hier te kan staan en te kan sê, ons kan met selfvertroue hierdie glo. U is die een wat is, wat was en wat sal wees, die Alfa en die Omega. En dankie dat ons kan weet, u vul reeds ons Gees. U is reeds hier binne ons. Ons moet net daaruit leef. Maar Here, help ons ook om te besef, ons het 'n identiteitsverandering ondergaan en dat ons nie 'n identiteitskrisis hoef te hê nie, want ons het ons identiteit geanker in U. In die drie-enige God, Vader, Seun en Gees. Here, help ons om dit te gaan leef, help ons om nie vasgevang te raak in dit wie ons was nie, maar om te besef wie ons is. Kinders van U. Mag ons dit gaan uitleef waar ons gaan, Here. Ons loof U en ons prys U naam. Amen. Voordat ons nou, okay, goed so, want ek het ook nie so beplan nie, so dit werk mooi. Ek wil jou graag uitnooi om saam met my op te staan en dan 'n geloofsbelijdenis te doen. Om net weer opnuut te bely, weet jy wat, ek behoort aan God. Ek is sy kind en hy is my Vader. Die woorde gaan op die bord verskyn. Dit is die apostoliese geloofsbelijdenis. So asseblief, kom ons doen dit saam as gemeenskap van gelowiges. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader,
van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Mag jy hierdie woord, mag jy nie net hierdie opsê op die ritme nie, ons almal van kleins af hierdie ritme geleer, maar mag jy besef, dat hierdie is 'n belydenis, hierdie is iets wat jy verkondig en sê, ek glo dit, en mag jy besef, dat as jy sê, jy glo dit, dat jou identiteit verander het. Mag jy besef, dat as jy sê, jy glo hierdie belydenis wat ons nou saam gesê het, dat jy moet leef, asof jy 'n kind van God is, want jy is. Julle dankie vir vanaand, dit was 'n voorreg om hier saam met julle te kan wees. Asseblief kom eet saam, sop en kuier lekker saam en ek gaan vir ons nou die seën uitspreek. Mag die Gees van God in jou hart getuig. Mag hy jou konstant oor en oor herinner, jy is 'n kind van God en mag hy jou konstant oor en oor teruglei na jou nuwe identiteit toe. Amen. Kom kuier lekker saam. Die wat glo in die redding van die Here, vind hul rus in die skadu van die heilige God. Die Almagtige, ek sal sê, die Here is my vesting. Ek sal sê, die Here is my toevlug